Hallo julle, ons kyk vandag na 'n vraag in die Departement van Onderwys se vraestel van November 2017. Dit is vraag 4. Nou laat ons saam lees. Dit sê vir ons dat 4 kot veta plus 3 is gelyk aan 0. En veta lê tussen 0 grade en 180 grade. Nou, ek het reeds my K-streel hier. Onthou, die K-streel sê vir ons waar alles positief is. Ek het 2 vereistes hier. Veta moet tussen 0 en hier is 0 grade en 180 grade wees. So, veta kan of in hierdie kwadrant of in hierdie kwadrant wees. Dan is dit tussen 0 en 180. Nou verder gee hulle vir my dat 4 kot veta plus 3 gelyk is aan 0. Nou ek moet dit nou eers verwerk sodat ek net kan eindig met sin veta of tan veta of cos veta is gelyk aan 'n sekere waarde. So omdat ek 2 terme hier het, vat ek die term wat nie 'n kot in het nie, na die linkerkant toe. Wat dit basies doen is ek trek dit af aan albei kante en dan moet ek deur 4 deel aan albei kante en ek kry dat kot van veta gelyk is aan minus 3 op 4. Nou ja, dit beteken dat tan van veta, want onthou kot is die resiprook, tan van veta is minus 4 op 3. Nou ja, laat ek net hier vir myself 'n bietjie plek maak, ek wou dit alles groter maak net om dit mooi te kan lees. Nou sê dit, gebruik 'n skets om die waarde van die volgende te bepaal, moenie 'n sakrekenaar gebruik nie. Cos veta en dan 3 sin veta maal sec veta gedeel deur tan veta en so aan. So ek gaan nou hierdie klein maak en net hier onder sit. So ons weet nou dat tan veta gelyk is aan minus 4 op 3. Nou, in watter kwadrant is tan negatief? Nou, ek weet dat tan positief is hier in die 3de kwadrant en almal is positief in die 1ste kwadrant. So, tan gaan negatief wees in die 2de kwadrant en in die 4de kwadrant. So daar was 2 kondisies. Hulle het vir my gesê dat die eerste deeltjie hierdie, dat tan negatief is, en dan het hulle ook vir my gesê dat my hoek tussen 0 en 180 grade is. So die kwadrant waar albei vereistes aan voldoen word, is die 2de kwadrant. So nou gaan ons skets maak vir die 2de kwadrant. So kom ons maak net eers vir onsself 'n kartesiese vlak, daar sy, en ons hoek gaan in die 2de kwadrant wees. Ek weet, ek gaan 'n driehoekie afteken, altyd na die x-as toe, en dit lyk so. Nou waar is die hoek veta? Veta is hierdie groot hoek hier. Maar ons het nou al gesien in die verlede, dat ons dan eintlik maar in hierdie klein skerp hoekie kan werk. Goed, nou kom ons kyk. Tan veta is teenoorstaande op aangrensend. As ek met hierdie klein hoekie hier werk, is die teenoorstaande sy daardie een, daar's my teenoorstaande sy, en my aangrensende sy is hierdie een.
Nou, ek weet dat tan minus 4 op 3 is. Beteken dit nou dat my teenoorstaande sy minus 4 is en my aangrensende sy 3? Nee, dit beteken nie dit nie. Dit beteken nie dat een van die twee negatief is en ek moet na my sketsie kyk om te sien watter een is negatief. So, as ek hier na die teenoorstaande sy kyk, wat dieselfde lengte gaan hê, onthou hier is 'n punt xy. Hy gaan dieselfde lengte hier op die y-as hê as daar, en jy kan sien dat ons met positiewe y-waardes werk. So, ek weet my teenoorstaande sy is positief 4. Om 'n negatiewe antwoord te kry, minus 4 op 3 is net 'n negatiewe getal, sal my aangrensende sy dus minus 3 moet wees. En dit is so, want as ek kyk hierdie, meet ek op die x-as en ek is aan die negatiewe kant van die x-as. Nou onthou ek dat R hier is. So, om nou R uit te werk, gaan ek basies Pythagoras gebruik. Ek weet hierdie lengte is 4 eenhede, ek weet hier het ek minus 3, maar onthou, daai minus is nie regtig deel van die lengte nie. Dit is net omdat ons met so 'n groot hoek werk. So Pythagoras sê, die skuin sy kwadraat is gelyk aan die som van die kwadrate van die ander twee sye. So R kwadraat is 9 plus 16 wat 25 is, en as ek dan die vierkantswortel trek, dan is R gelyk aan 5. So, daar het ek my driehoekie, my prentjie, wat ek gaan gebruik om die vraag te beantwoord. Nou goed, ek gaan alles uitvee hier, sodat ek baie meer plek het. Reg, kom ons maak ons vraag weer so bietjie groter, dat ons dit net behoorlik kan lees. Die eerste vraag het gesê, gebruik 'n skets om die waarde van die volgende te bepaal, moenie 'n sakrekenaar gebruik nie. Vraag A is, bereken die kos van feta. Goed, kos, dink ons aan as kossas. So dit sal wees aangrensend op skuins. Ons gebruik hierdie klein hoekie, ons aangrensend, die lengte van die sy is 3, maar omdat ek aan die negatiewe kant van die x-as is, gaan dit minus 3 wees, en die skuin sy is 5. Dan vraag B, vra vir ons om 3 sin feta, sek feta op tan feta te doen. Goed, ons gaan weer eens hierdie klein hoekie gebruik. Ek sien daar is 'n resiproke verhouding daarin, daar is sek feta. Nou, sek feta is die resiprook van kos feta. En kos onthou ons met kossas. So ons moet dit nou net onthou wanneer ons by daardie waarde kom. Goed, sin feta. Onthou ons met sins. So as ek hier by hierdie klein hoekie is, dan is die teenoorstaande 4 en die skuin sy is 5. Nou sek, soos ek reeds hier gesê het, is die resiprook van kos. Kos is aangrensend op skuins, so dit gaan wees minus 3 op 5. Nou dit is wat kos is. Kos feta is minus 3 op 5. So sek feta gaan wees 5 op minus 3. En dan moet ons dit alles nog gaan deel met tan feta. En tan onthou ons met tan ta.
So tan is teenoorstaand op aangrensend, dit gaan wees 4 op minus 3. En nou moet ons net vereenvoudig. Onthou ons werk sonder 'n sakrekenaar, ek het nog niks met 'n sakrekenaar gedoen nie. Nou in my breuke kan ek hierdie minus 4, nee, hy moet bly. Dit is die 3 en die minus 3, wat vir my 1 gaan gee, want 3 gaan in homself in 1 keer. Dieselfde gaan 5 en 5 uitkanseleer, dit gaan in homself in 1 keer. So al wat bokant die lyn oorbly, is daardie 4. En onder die lyn het ek nog steeds 4 op minus 3. Nou, om met 'n breuk te deel, is dieselfde as om met sy omgekeerde te vermenigvuldig, met sy resiprook te vermenigvuldig. Die 4's gaan dan uitkanseleer en my finale antwoord is minus 3. Reg, ek gaan alles skoonmaak. Nou het ek my prentjie ook uitgevee, dit was nou baie dom. Kom ons sit hom gou weer op. Dit het so gelyk. Ons het in die tweede kwadrant gewerk. Daar was die hoek theta. Ons het gehad dat tan van theta gelyk is aan 4 op minus 3. En dit het vir ons gegee dat as ons met hierdie hoekie gaan werk, ons met minus 3 hier op die aangrensend moet werk, en met 4 op die teenoorstaande, en dan het ons Pythagoras gedoen om die skynsheid te kry. Nou vraag 4.1.2 vra van ons om te bewys, toon vervolgens dat sin kwadraat theta minus 1 gelyk is aan cos kwadraat theta. So kom ons begin met 4.1.2. En aan die linkerkant het ek sin kwadraat theta minus 1. En aan die regterkant het ek minus cos kwadraat. Nou, ek wil net vir myself plek maak, so kom ons gooi daardie weg. Dan aan die regterkant het ek minus cos kwadraat theta. Nou, as jy moet aantoon dat die twee sye gelyk is, die linkerkant en die regterkant, kan jy hulle nie van die begin af gelyk stel nie. Jy moet elkeen afsonderlik uitwerk en dan kyk of jy dieselfde antwoord kry. So sin kwadraat, sin is nou weer sins. Ons werk met hierdie klein hoekie, so sin is 4 op 5. En omdat hulle sin kwadraat vra, moet ek dit kwadreer. So 4 kwadraat is 16, 5 kwadraat is 25, en om die breuke by mekaar te kan tel, gaan ek hierdie 1 herskryf as 25 op 25, dis ook mos 1. Dan kan ek sê 16 minus 25 is minus 9 op 25. Hier werk ek die regterkant langsaan uit. Dit is minus, en dan moet ek cos van theta uitwerk en dit kwadreer. Nou cos is minus 3 op 4, minus 3 op 5, dit is aangrensend op skuins. Nou onthou, ek kwadreer nie hierdie minus nie, net dit wat in die hakkie is, so daar is my minus. Nou 'n minus kwadraat beteken 'n min maal 'n min wat 'n plus is. 3 kwadraat is 9, 5 kwadraat is 25, en hier sien ek inderdaad is die twee kante gelyk, so ek kan net eindig, daarom is die linkerkant gelyk aan die regterkant.